Goeiemôre geliefdes vir ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met u hier te kan wees en ook die woord van die Here te kan oordink. Ons bid dit wat hier gebeur sal strek tot eer en verheerliking van sy naam. Geliefdes, as voorsang sing ons saam Gesang 114. Gesang 114 daarvan vers 1 en vers 2. U sal sien dis 'n lied wat gerig is op die doop en ons gaan vanoggend in die prediking stil staan by die tema die nuwe mens is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus en dit is tog wat die doop ook vir ons 'n teken is van die skoonwassing, die reiniging van ons as mense. Ons gaan net so sit, dan sing ons saam Gesang 114 daarvan die 2 verse as voorsang. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na die stilgebed gaan ons saam sing die Onse Vader Gesang 95 as voorbereidingslied. Ons gaan dit staande doen waarna ons ook staande kan bly vir die fotum en die seën. Na die seën gaan ons as lofsang saam sing Gesang 29. Gesang 29 daarvan vers 1, 2 en 3 as loflied in hierdie oggend. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. En nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 63. Gesang 63 daarvan die eerste en die 4de vers in hierdie oggend. Gesang 63 vers 1 en vers 4 as skuldbelydenis. Dan kan u ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 84. Gesang 84 en ek sal die verse afkondig nadat ons geloof bely het. Gesang 63 vers 1 en 4 na die wet en Gesang 84 sal ek afkondig na die belydenis van ons geloof. Liefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie,
Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Jesaja 1 vanaf vers 16, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handeling voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard.
Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat deur sy seun se bloed ons skoon gewas het van die sonde, sodat ons ook vandag kan staan en ons geloof kan bely, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam Gesang 84 daarvan vers 2 en 8. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit die Openbaring van Johannes. En ons gaan saam lees Openbaring 1. Die fokus lê vanoggend by die laaste deel van vers 5 en dan 6, aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees saam Openbaring 1 vers 4 tot 8. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien,
ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor God in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, U die groote God, wat alles gemaak het. Deur die spreek van 'n woord was dit daar. Goed, baie goed het U elkeen van ons gemaak. En tog het ons deur die aksies van 'n mens in die sonde geval. Here, daarom beleef ons die groot genade dat U ook tot ons neergebuig het. Dat U 'n behaag in ons gehad het om U seun te stuur, om aan die kruis met sy bloed te betaal vir ons. Om ons vry te was, vry te koop van die sonde, sodat ons as nuwe mense kan leef. Maar Here, gee dat ons daarom as nuwe mense ook leef, soos wat U van ons verwag. Here, dankie dat ons vanoggend ook kan hoor, U is die Alfa en die Omega. Die begin van alle dinge, daar waar die skepping plaasgevind het, maar tog is U voor dit alreeds. En U is ook die einde. Daar is geen einde aan U nie. Laat ons daarin vashou en daarin leef, elke dag. Maar Here, spreek U nou met ons, breek vir ons die woord oop, dat ons ook hoor wat U vir ons wil sê. Daarom bid ons dit in afhanklikheid van U, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, verlede week het ons in die preek stilgestaan by die nuwe mens, wat nuut gemaak is deur die Heilige Gees, wat ons harte verander het. En ons het 'n opmerking gemaak laasweek wat ons verder oor moet dink, wat ons so bietjie meer moet gaan uitpak, en die opmerking was gewees dat die verandering wat plaasvind, gebeur nie met die jaarwisseling nie. Nee, dit het op Golgotha aan die kruis plaasgevind, daar waar Christus met sy lewe vir ons betaal het, daar waar sy bloed gevloei het om ons te koop as sy eiendom, en as sy eiendom wil hy ons rein en skoon maak om ons voor sy Vader te kan stel. Daarom is vanoggend se tema ook baie belangrik, en die tema van die preek vanoggend is, die nuwe mens is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. En om dit uit te pak en om dit beter te verstaan, gaan ons vir mekaar vanoggend 3 vrae vra. Eerstens, hoekom is dit nodig dat ek skoon gewas moet word? Tweedens, hoe is ek skoon gewas? En derdens, wat beteken dit? Hoe moet ek nou gaan leef as skoon gewaste? Nou geliefdes, ons het vanoggend hier in Openbaring gelees waar Johannes besig is om sy briewe in te lei wat hy aan die 7 gemeentes aan Asia gaan stuur. En in hierdie inleiding van die briewe kom stel Johannes die gemeente voor aan Jesus Christus. Hy vertel vir hulle wie is hy en hoe het hulle deel geword aan die groot genade wat hulle ook in hom ontvang het. Ons lees dat aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het. Daar is hierdie definitiewe oomblik waar die mens skoon gemaak is. En tog sien ons dat die gemeentes in Asia besig is om afvallig te word. Heidene wat gekeer het na die Christendom, maar al hoe meer begin terugval in hulle ou gebruike, en dit is waaroor die 7 briewe gestuur word om te vermaan oor die verval wat besig is om plaas te vind. Die briewe wys terug
na die ou mens toe, voor die skoon was en hoe daar 'n verandering plaas moes vind. Daarom is dit nodig dat ons moet verstaan dat die sonde wat ek het is deel van die natuur van die ou mens. Dis deel van my DNA, want eens op 'n tyd het die mens nie daardie natuur gehad nie. Daar in die tuin van Eden het Adam en Eva die vermoë gehad om te leef volgens die wil van God. Adam en Eva het nie die sonde geken nie. Nee, hulle was in die vermoë om die goed te doen. Maar dit was voordat hulle geëet het van die boom van die kennis van goed en kwaad. Na die eet, na die val en die sonde, het die mense natuur so verdorwe geraak, dat hy nie meer in staat is tot die goed nie. Nou is hy geneig tot die sonde. Paulus beklemtoon dit in Romeine 7. Hy sê in vers 19, want die goeie wat ek doen, doen ek nie. Maar die verkeerde wat ek nie wil nie, dit doen ek. Die mens se natuur is die sonde. Die ou mens is altyd geneig daartoe. Daarom is dit nodig dat ek skoon gewas word. Maar verder moet ons ook besef dat ons deel het aan die sonde van ons ouers. Ons lees daarvan hoe Paulus in Romeine en hoe die psalmes daarvan praat, die sonde het deur een mens in die wêreld ingekom en deur daai een mens oorgespoel na die res van die mensdom toe. Daarom word ons ontvang en gebore in die sonde. Selfs die kleinste ou papste baba het genoeg sonde dat hy in die hel moet gaan brand. Selfs daardie babatjie het nodig om skoon gewas te word. Nou is die vraag, hoe? Hoe word ek skoon gewas? Want jy sien, dis nodig dat daar iets moet gebeur, iets moet plaasvind, dat ek nie meer so vuil is nie, want God verwag van my 'n reine persoon, sonder gebrek, sonder vlek. Is dit moontlik? Is ons daartoe in staat? En die beste manier om dit uit te beeld is om 'n wit papier, 'n folie, 'n A4 te vat en na daardie stuk papier te gaan kyk. Hy's nooit 100% skoon nie. Haal hom uit 'n pak uit, dan gaan jy al klaar merkies en kolletjies en goed sien. Daar is krappies en daar's bytjies en voue in daardie papier. So is ons. Selfs by geboorte is ons bevlek van die sonde. En dan wat doen ons? Ons vat daai papier en ons bekrap hom met penne en ons merk hom en ons doen allerlei goed. En selfs die olie op ons hande maak dat hy vuil word. Daar is nie iets soos 'n wit skoon papier nie. Want selfs die sonlig, die atmosfeer rondom ons veroorsaak dat 'n papier vuil word en mettertyd vergaan. Ons is daai papier. Ons is vuil van geboorte af. En ons maak dit elke dag vuiler. Tog verwag God van ons die reinheid. Dan hoor ons vanoggend in die genadeverkondiging Jesaja 1. Vers 16 sê dat God van die mens verwag om sy hande te was, om homself te reinig. En uiteindelik in vers 18 vind ons dan die belofte, want al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dit sal skoon word, rein word, gewas wees. Maar hoe? Hoe word ons gewas? Moet ek vandag begin om al die reëls in die Bybel na te kom? Sal dit my skoon was? Moet ek vandag begin om boetes aan die kerk te betaal vir al die sondes wat ek gedoen het? Sal dit my skoon was?
Moet ons dalk weer, soos in die Ou Testament, diere kerk toe bring, dat dit geoffer word, sodat die bloed van die dier kan betaal vir my sonde, sal dit my skoon was. Moet ek elke keer as ek sonde doen, dit bely en laat staan en my laat doop? Sal dit my skoon was? Nee, geliefdes. Niks wat ek doen, kan my skoon was nie. Alleen die bloed van ons Here Jesus Christus kan my was. Dis wat ons in vers 5 gelees het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Alleen die bloed van Christus, niks anders nie. En daarom word die doop 'n baie belangrike onderwerp waaroor ons moet praat. Want die doop is die sakrament wat Christus self ingestel het om vir ons te dien as 'n teken van die genadeverbond, hoe ons as mense, selfs ons kinders, deel kry aan die genade van Christus. Maar die doop dien as 'n teken van die afwassing, want daardie water wat op 'n kind se kop gedrup word, was 'n kind skoon in die realiteit van die normale. Dit was die kop, dit haal die vuil goed hier van die hoof af, en dit wys heen na Christus se bloed, wat my van my sonde gewas het. Die doop is 'n heenwyse na Christus se bloed. Die doop self doen dit nie. Maar omdat dit my herinner aan dit wat gebeur het aan die kruis, hoe sy bloed my skoon was, waarborg dit ook vir my, dat ek rein voor God kan gaan staan. Want dis wat God verwag. Hy verwag totale heiligheid, totale reinheid van ons as mens, en as dit van ons afhang, sal dit nie kan gebeur nie. Dis net genade. Geliefdes, nou hoor ek al reeds die argumente van die wêreld. As die doop dan 'n teken is van hierdie skoon was, hoekom kan ons net een keer ons kinders doop? As dit dan wys op die skoon was vir my kind, hoekom kan ek dit nie weer en weer en weer doen nie? Hoekom kan ons as groot mense nie elke keer as ons bekeer gedoop word nie? Hoekom kan ons dit nie sommer in die rivier of in 'n swembad of enige plek willekeurig doen soos wat ons lus kry nie? En dis die argumente wat daar vandag in die wêreld aangaan, maar geliefdes, die doop is nie wat jou was nie. Die doop is nie wat jou red nie. Dit wys. En Christus het nodig gehad om slegs een keer te sterf. Sy bloed hoef een keer oor jou gegiet te word. Dit hoef nie weer en weer te gebeur nie. Daardie een keer was genoeg. Hy het jou silwer skoon gewas, sodat jy voor God die Vader kan gaan staan. Ek hoef nie weer gedoop te word nie. Die doop was een keer genoeg. Maar beteken dit ek kan nou maar leef soos ek wil? Beteken dit ek kan nou maar gaan sondig want ek is mos klaar skoon gewas? Dit het klaar gebeur, ek kan niks meer daaraan verander nie? Nee. Daarom die vraag, wat moet ek nou doen? Hoe moet ek gaan leef nou dat ek skoon gewas is? En die antwoord daarvan vind ons in vers 6 wat sê, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Hy het ons gemaak priesters en konings vir sy Vader. Ons moet so gaan leef. Nou geliefdes, dit is 'n besonderse roeping. 'n Roeping wat in die kerk uitgeleef word deur die ouderlinge as konings en die diakens as priesters. En tog is daar veel meer as dit.
Want jy sien, Ou Testamenties kon een persoon nie koning en priester gewees het. Christus kom en hy verenig daardie twee ampte. Hy maak dit een en daarom leef ons as Christene die twee ampte uit. Hy het die troon van Dawid bestyg. Hy het hom bevestig tot in ewigheid. Hy sit aan die regterhand van God en hy het mag om te regeer oor hemel en aarde. Hy is die koning. Maar terselfdertyd is hy die hoëpriester, wat die offer gebring het vir die mensdom. Hy het ingetree by God om ons sondes te betaal. En as ek die naam Christen dra, dan moet ek leef as koning en priester. Want dis die roeping. En nie net die kerkraad nie, elkeen van ons. Daar waar ons gaan, moet ons koninklik optree, want ons moet oor hierdie skepping heers as konings. My eie huis. Die mense rondom my moet ek koninklik hanteer. Ja, ook my broeder wat besig is om die pad van God te verlaat, wat op pad is na die verderf toe, moet ek koninklik terugbring in liefde na die weë van God toe. Dit is my verantwoordelikheid as koning in hierdie koninkryk van God. Maar terselfdertyd moet ek priesterlik optree om die barmhartigheid van God uit te leef. Ja, ek moet geestelik en fisies aan my medemens hulp bied daar waar hulle die nodigste het. As skoongewaste mense moet ons roeping gaan uitleef. Nie om iets te kry nie. Uit dankbaarheid om God daardeur te verheerlik. Daarom is dit belangrik dat ons vanoggend hierdie dinge moet besef. Ons as mens moet skoon gewas word. Want God vereis totale reinheid van ons. Maar ons as mens kan dit nie doen nie. Daarom het Christus met sy bloed ons skoon gewas. En ons rein gestel voor sy God en Vader. Hy het ons nuwe mense gemaak. En as nuwe mense moet ons ook nuut gaan leef. As konings en priesters tot eer van God. En hoe mooi is dit nie, dat dit alles in die praktyk van die doop uitgebeeld word. Dat ek skoon gewas word deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En geroep word om die beloftes van die verbond my eie te gaan maak. En te gaan leef soos wat hy van my vra. Want aan hom kom toe al die lof en al die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U ons skoon gewas het. Dat die bloed van U Seun aan die kruis gevloei het, sodat ons ook rein voor U kan staan. Dankie dat U vir ons die doop gegee het as 'n teken daarvan, Here, en 'n waarborg dat ons seker is van die verlossing deur U. Here, maar gee dat ons ook as nuwe mense wat skoon gewas is, nuut sal gaan leef, sodat ons aan U al die lof en al die heerlikheid sal gee. Here, ek bid vir ons gemeente. Ek bid vir ons gemeenskap. Here, as ons so ry, dan sien ons die genade van reën wat op soveel plekke geval het, maar daar's dele wat nog droog is. Ons bid dat U daar reën sal stuur en ook uitkoms sal bied. Here, maar daar waar die voorspoed is, daar waar die reën geval het, vra ons dat U ons ook nederig sal hou.
dat ons ook besef dat dit net genade is van U. Here, ek bid vir ons kerkverband. U weet wat aan die gang is, U weet die stryd, die worsteling wat daar besig is tussen mense. Bid dat U ook die AP Kerk sal neem en hulle weer op U gerig sal hou. Dat U die koning is wat heers oor die kerk en ons as lede U sal gehoorsaam. Here, ek bid vir ons akademie, wat vanaand weer open, wat weer die taak opneem, nie net om predikante op te lei nie, maar verantwoordelike mense vir die samelewing uit te stuur in onderwys, in journalistiek, in politiek en so voort. Here, ons bid dat U daar met hulle sal gaan. Maar so bid ons ook vir 'n jong man wat vanaand voor U kom staan en Here belofte gaan aflê om ook in U amptwerk as herder en leraar in die gemeentes te werk. Here, dankie vir daardie genade dat ons mag bid. Dat ons hierdie dinge mag vra met die wete dat U voorsien. Maar ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, deur wie ons kinders geword het van U, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing Gesang 71. Gesang 71 daarvan vers 1, 3 en 6. Gesang 71 vers 1, 3 en 6, waarna u ook staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader
en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Liefde gemeente, in die afkondigings namens die kerkraad. Eerstens wil ek net vir ons besoekers vanoggend môre sê, welkom sê. Lekker dat julle ook hier by ons is. Ek hoop julle kom kuier saam met ons, kom drink 'n koppie koffie, kuier lekker saam. Liefdes, voorbidding. Ons dink aan ons gemeente en al ons lidmate en ek wil vra, dink maar aan ons kerkverband ook in hierdie tyd. Swaiza Renike beroep komende Sondag, beroep hulle weer 'n predikant. Ons bid dat dit sal goed gaan. U het gehoor die akademie open vanaand weer met 'n erediens in Pretoria en dan het hulle môre 'n teologiese dag en daarmee saam is dit Marno Steyn, die teologiese student wat vandag ook legitimeer as dit die Here se wil is. Ek sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. Dan verder voorbidding, dink ons aan Tannie Elise Roux. Dit gaan maar nie goed met haar nie, sy is maar baie deur mekaar en goed. Maar ons dink aan haar ook in ons gebede. Dan geliefdes, huisbesoek buite die normaal kan u my of die kerkraad kontak. As u weet van iemand of self 'n besoek benodig, dan kom ons so spoedig as moontlik by u uit. Tannie Ronel het nou klaar geloop. Ek het vergeet om vir haar dankie te sê, maar ons is dankbaar saam met haar. Geliefdes, dan die AP Kerk Stella het die 14de Februarie 'n ribbraai en daarmee saam die aand is Demi Moore wat optree. Hulle het gevra dat ek dit ook onder ons moet adverteer. Ek het die boodskap op die groep gesit wat dit wys. Ek het vanoggend nog met oom Dries so gespot, dit is Valentynsdag die 14de, so hy hoef dit aan die Elsa nie Spar toe te vat nie, hy kan hom maar na Demi Moore toe vat. Dis 'n goeie geleentheid, dis baie lekker. Die ribbraai werk so, jy skryf in, jy's 2 mense, jy kry die ribtjie by hulle die dag as jy daar aankom. Jy het, as ek reg is, 5 ure wat van jou stalletjie opslaan, jou vuur maak, alles tot waar die ribbetjie voorgelê moet word aan die beoordelaars. En hulle beoordeel smaak, hulle beoordeel hoe dit lyk, hulle beoordeel jou stalletjie. Dis regtig baie lekker. So as u dalk in daai omgewing is en lus is vir so iets, ondersteun hulle asseblief. Dit is by die Pan, daar's 'n lodge daar waar dit gehou word en aan die aand is dit Demi Moore en hulle gaan deur die dag lekker kos verkoop, so dit behoort 'n lekker fees te wees as u daar kan 'n draai maak asseblief. En dan Janelle het gister op die groepe die advertensies gesit van die AP Akademie. Die akademie se inname is nog nie toe nie, so as daar nog iemand is van u wat weet van iemand wat onderwys wil swat, teologie wil swat, wat journalistiek wil swat, enigiets in die BA en BSocC grade, sielkunde en so voorts, gee vir hulle daai advertensies, wys vir hulle van die akademie, dis Christelik georiënteerd in ons eie taal, dis ons eie mense wat doseer daar, so adverteer dit ook asseblief onder die mense as u kan. Dan Sisters Aksie, vir Januarie is die
Blomme en Teebeerd wijk 2 en ons nooi almal saam om 'n koppie koffie te kom drink en lekker saam te kuier. Verbondsonderrig open in die kerk hierna, les 1 vandag. En dan, geliefdes, die boodskappers van Februarie is beskikbaar. Hulle is in die saal nou, hoekom ek voorgesê het, ek gaan terugwys hiernatoe. Ons is so vroeg hierdie maand met die boodskappers, ons is die eerste gemeente wat dit het. Toe hulle donderdag daar land, toe vat ek al ons boodskappers uit. En is so vinnig dat die legitimasie wat vanaand gebeur, is al reeds hierin opgeskryf. So ons lees vanoggend al vanaand se nuus. Neem asseblief vir u eksemplaar, dis 'n baie interessante een, dit gaan oor die opvoeding van kinders ensovoorts. Ek self het die oordeenking geskryf, wat 'n preek is wat ons so ruk terug ook gedoen het oor lyfstraf wat teen die wet is deesdae en hoe moet ons daaroor dink? Maar dis 'n baie interessante tema, so veral vir die van u wat kinders het, neem gerus 'n eksemplaar. Die jeugboodskapper is ook beskikbaar, dit hou my hande vas met daai tema, so die eerste artikel is 'n gedissiplineerde jong man. So die pappas wat jong seentjies het, vat vir jou een en gaan lees, want ek dink ons gaan meer leer as die kinders daai het. Dan Januarie en Desember maand se boodskappers het daar ook nog so 'n pak van daar in die saal. Neem asseblief vir 'n eksemplaar, moenie dat dit verlore gaan. Verjaarsdae, en die almanakke is ook nog in die saal beskikbaar. Neem asseblief die een met u naam op as u nog nie gevat het nie. Verjaarsdae, vandag die 25ste is dan die Alta Niemann en die 28ste is oom Jaco Bekes. Ons sê vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag, mag dit 'n baie mooi dag en 'n geseënde nuwe lewensjaar wees. Geliefdes, en dan huwelikse herdenkings, oom Bennet en tannie Rina vandag. Baie geluk met die huwelikse herdenking, mag daar nog baie jare wees. En toe oom hulle so bietjie laat inkom, toe wonder ek nou, is dit nou oor die breakfast in bed vanoggend oom. Maar baie geluk, mag die Here vir oom nog baie jare spaar. Geliefdes, kom ons gaan kuier lekker saam, drink 'n koppie koffie en hoop ek het 'n geseënde dag en geseënde week wat voorlê.